Ek het vanoggend 'n vraag. Terwyl ons wonderlike en mooi kinders uitgaan vir kinderkerk, die wat kan. Die wat kan uitgaan vir kinderkerk. Sommige is dalk nog bietjie te klein. Ek wil bietjie begin by die manne vanoggend. Ek ervaar net in my gees, ek wil jou hierdie vraag vra. Hoeveel keer kyk jy jou vrou in die oë? Hoeveel keer kyk jy jou vrou in die oë? En jy sê nie net vir haar jy is lief vir haar en sy is kosbaar vir jou nie. Maar die manne in hierdie huis, hoeveel keer kyk jy jou vrou in die oë en jy spreek seën oor haar lewe uit? Jy seën hulle. Dat waar ook al hulle beweeg, hulle is geseëndes van die Here kan gaan. Ek wil vanoggend met die manne praat hierso en ek wil sê is tyd dat jy jou vrou weer vat en haar seën. Vrouens moenie wonder of hulle kosbaar is vir hulle mans nie, hulle moet dit weet. Ouers, hoeveel keer vat jy 'n klein gesiggies? Van die gesiggies is nie meer so klein nie, as ek kyk hoe groot ou Henk geraak het. Is nie meer 'n klein gesiggie nie. Maar hoeveel keer vat ons die gesigte? Ons kyk ons kinders in die gesig. En ons spreek seën oor hulle uit. Wie van julle glo dit dra krag om jou kind te seën? Ons stuur hulle uit in hierdie donker wêreld in. En dis nie verkeerd nie. Hulle moet hierdie wêreld betree, want die wêreld het lig nodig. Maar is nodig dat ons as ouers weer die lig begin aansteek en brandend maak in ons kinders se lewens, dat hulle weet wie hulle is in Christus. Mekaar sal seën. Sing die seën vanoggend. Seën jou mense, vrouens. Nou kom ek by julle uit. Hoeveel keer vat jy jou man? En jy kyk hom in die oë en jy sê, jy's nie net handsome nie, maar ek wil vir jou oggend jou seën. Dat die guns van die Here by jou sal wees en dat hy oor jou sal gaan. Dat hy jou sal lei in sy gees en waarheid. Ek wil jou seën vanoggend vir jou werk. En kom ons wees eerlik, ons doen nie meer hierdie goed te veel nie. Nie van jou nie. Maar kinders van die Here doen hierdie goed nie meer te veel nie. Kom ons verander dit. Is jou vrou vir jou kosbaar? Ja? Is Eileen vir jou kosbaar, Bertie? Ek kyk nou die dag my vrou toe sy so slaap. Dan dink ek, yes, sy verdien al die rus wat daar kan toe kom met die kinders. Maar ek besef net hoe kosbaar sy is. Is jou man vir jou kosbaar? Is tyd dat ons weer begin die goed kommunikeer. Die kerk van God dink nie soos die wêreld nie, hulle tree nie op soos die wêreld nie. 'n Huwelik van God, die huwelik soos God dit ingestel het, lyk nie soos die idee van die wêreld nie. Dis kosbaar. Om 'n ouer te wees vir jou kinders is 'n voorreg. Maak nie saak hoe kwaad hulle jou maak nie. Ek sê nou die dag by die selgroep toe ek by Johanra uitklim, sê ek vir hom, ek is besig om mal te raak. Maar weet jy wat, as ek daai lyf in die aande vat, ou Gideon, ek leer hom hierdie ding, sê ek vir hom, Gideon, wat is jy? Sê hy, ek is 'n dapper held. Sê ek, hoekom? Want Jesus is met my. Ons begin belê, lewe en oorvloed. Dis lewe.
dat ons 'n generasie sal grootmaak wat Godvreesend sal wees, dat die seuns en die dogters van God hulle verskyning kan maak as mans, vrouens en kinders, huisgesinne van God. Ons het laasweek gepraat oor om die sout te wees en nie net die sout te wees nie, maar om 'n lig te wees. Dis tyd vir gesinne om weer die lig van God te laat skyn uit hulle huise uit. Dat die wêreld kan inkyk en sê, so lyk dit waar kinders van die Here woon. Dis belangrik hierdie goed. Ons het begin om die wêreld se voorbeelde te volg in te veel plekke. Te veel plekke. Is tyd dat die wêreld jou huis begin volg en sê, dis hoe ek wil wees. Mevrou, se hand vashou in die publiek, jou kinders, om 'n happy gesin te wees. Nie net 'n fake nie, ware geluk. Want dit straal uit. Dat waar ook al julle beweeg, of jy Saterdag op die sportveld staan, dan moet ouens kan sê, wow. Dis wat dit is. Dis wat dit veronderstel is om te wees. Dis wat ek wil hê. Amen. Ek wil jou vanoggend vat. Ek wil jou vraag vanoggend vra. Wanneer kan God, of wanneer wil God jou nie meer gebruik nie? Dink jy dat daar's 'n plek in jou lewe, Jackie, kan my so klein bietjie sagter sit. Dink jy daar's 'n plek in jou lewe waar God sê die tyd is nou verby. Ek gaan jou nie verder gebruik nie. Dink jy daar's so 'n plek? Gaan ons kyk wat sê die woord van die Here? Want ek wil vanoggend vir jou sê, daar's een ding wat God nie kan gebruik nie. Daar's een oomblik, daar's 'n oomblik in jou lewe as jy nie versigtig is nie, waar God kan kom en sê, tot hier toe, en nie verder nie. Ek gaan jou dalk nou skok vanoggend. Saul is die koning gekies, die eerste koning wat gekies is deur God. Die eerste menslike koning wat in Israel regeer. Koning Saul. 'n Man wat kop en skouers bo sy volk uitgestaan het. Is 'n groot gesiene ou gewees. En daar kom 'n oomblik in Saul se lewe wat hy ongehoorsaam is, en ek wil vandag vir jou sê, wanneer ek en jy ongehoorsaam is aan die woord van God in ons lewens, dan kom daar 'n punt waar hy jou nie meer gaan gebruik nie. So ek skok jou dalk vanoggend as ek vir jou sê, daar is 'n oomblik. Daar is iets wat maak dat God jou nie meer wil gebruik nie. Ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid aan sy woord. As jy gaan lees 1 Samuel hoofstuk 15, jy kan jou Bybel soontoe blaai as jy wil, en kan ons bietjie saam lees. Ek wil jou eintlik vat na 1 Samuel hoofstuk 13 toe. Iets gebeur al in 1 Samuel hoofstuk 13. Saul wag vir Samuel om te kom, en Saul tree op in sy eie, in die manier, dit wat hy seker maar dink. Ons tree baie keer op wat ek gedink het, en nie wat God vir ons sê nie. 1 Samuel hoofstuk 13. 13. Kom ek lees vir jou van vers 8 af. 1 Samuel 13 vanaf vers 8. En hy het 7 dae lank gewag. Hy het 7 dae lank gewag tot die tyd wat Samuel bepaal het. Maar toe Samuel nie na Gilgal kom nie, en die manskappe van hom verstrooid raak. Saul sit met moeilikheid, sy manskappe raak verstrooid, want Samuel is dalk bietjie laat. Het Saul gesê, bring na my
die brandoffers en die dankoffers, en hy het die brandoffer geoffer, Saul, die koning. En toe hy gereed was om die brandoffer te bring, kom Samuel met eens daaraan, en Saul het uitgegaan om tegemoet, om hom te groet. Daarop vra Samuel, wat het jy gedoen? Wat het jy nou gedoen? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af, en toe u nie kom op die afgesonderde tyd nie, terwyl die Filistyne in Migmas by mekaar kom, het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou. Ja, probleme as jy baie keer van ek myself lees. Myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God, wat hy jou beveel het, nie gehou nie. Want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. As jy net nou reg opgetree het, het God jou koningskap voor Israel bevestig. Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. Dis verskriklike woorde wat jy hier lees, vir Saul om te hoor. En 'n mens sou dink Saul het geskrik. Maar gaan na 1 Samuel hoofstuk 15 toe. Gee God hulle offer, 'n opdrag. As jy vers 1 lees van 1 Samuel hoofstuk 15, toe sê Samuel vir Saul, die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk. Okay? Oor Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. So sê die Here van die leerskare, ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het. Alles moet doodgemaak word. Julle moet uitvaar en gaan skoonmaak. En Saul gaan en hy doen halfpad wat die Here gesê het. Hy voer nie die woord van God uit nie, hy slaan nie ag op die stem van die Here nie. En die woord van God na hom toe was baie, baie duidelik geweest. En ek wil vir jou sê, die woord van God is baie duidelik na my en na jou kant toe. En Samuel kom by Saul, en toe Samuel by Saul kom in vers 13, sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. En Samuel dink, okay, great, awesome. Maar die bokke het vir Saul weggegee, of die diere. Vers 14, daarop vra Samuel, maar wat vir 'n geblær van kleinvee is dit in my ore, en 'n gebulk van beeste wat ek hoor. En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en die beste gespaar, om aan die Here u God te offer. Is nie meer die Here sy God nie, is die Here u God. Daar's 'n probleem met ongehoorsaamheid. En God sê, ek kan met baie goed werk, maar ongehoorsaamheid is een van die goed waarmee ek nie te ver kan gaan nie. Vers 22. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in 'n brandoffer en 'n slagoffer soos in gehoorsaamheid. Saul die regte goed sou gebeur het.
daar sou offers gewees het, op die regte maniere. Maar jy het gedink dat, deur die beste te spaar om aan die Here, my God te offer, wil God vandag by my en by jou weet, het hy 'n behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid. God soek my en jou gehoorsaamheid. Kyk gou vir jou langs jou, sê God soek my gehoorsaamheid. God soek my gehoorsaamheid. En ek wil jou vra vandag om jouself die vraag af te vra, is ek werklik gehoorsaam aan die stem van God? Is ek werklik gehoorsaam aan sy opdragte? En ouens, ek wil vandag nie hierdie ding gee om op jou tone te trap nie. Glo my, die woord bedien myself om gehoorsaam te wees. Dit moedig my aan om nie die stem van God een kant toe te skuif of halfpad te hoor en te sê, Here, dis 'n great idee, maar ek gaan die beste van alles spaar en 'n offer aan U bring daarmee. Terwyl dit nooit God se hart was om dit so te doen nie. Dit maak nie saak of dit goed klink nie, dit is nie God nie. Ons doen baie keer dinge wat vir ons goed klink. Wat vir ons mooi klink. Ek dink dit het vir Saul mooi geklink om te sê, die manne het die beste van alles gespaar om aan God te offer. Dit is goed, dit klink mooi. Maar Saul vra vir Samuel, het die Here 'n behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is sonde, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens, omdat jy die woord van die Here verwerp het die Here jou as koning verwerp. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here, U woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Vergeef dan nou tog my sonde en kom saam met my terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Saul sê vir Samuel, ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, en nou het die Here jou ook verwerp, om koning oor Israel te wees. En toe Samuel hom omdraai en om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeur. En Samuel sê vir hom, vandag het die Here jou koningskap oor Israel van jou afgeskeur, en dit aan jou naaste gegee, wat beter as jy is. Hierdie is 'n harde verhaal om te lees. Ek weet nie van jou nie. En vandag dien dit vir my en jou as waarskuwing, dat God soek ons gehoorsaamheid aan sy stem, bo alle dinge. 'n Huis wat sy heel beste vir God en mense gee, is 'n huis wat gehoorsaam is aan die stem van die Here hulle God. Wanneer ek en jy optree, tree ek en jy op dit wat vir ons goed klink, reg klink. Tree ons op uit ons frustrasies, regverdig ons onsself baie keer vir die manier hoe ons optree, omdat die volk ons kwaad gemaak het, of ons na die stem van hulle, of ons na hulle stemme luister, terwyl God sê, alwaarna jy moet luister. Wanneer jy my gehoorsaam, het ek jou rug. Wanneer jy my gehoorsaam, sal ek jou beskerm. Maar jy sien, die oomblik wat ons buite die gehoorsaamheid van God begin tree en op die stemme van mense begin agslaan,
is wanneer ons seer kry. Want God het my en jou nie geroep om deur die wêreld beïnvloed te word nie. Hy het my en jou geroep om die wêreld waarin ons beweeg te beïnvloed. Jy het anyway 'n invloed op die wêreld om jou, positief of negatief. Ek wil vanoggend vir jou die vraag vra en my die vraag vra, wat se invloed het ek in die wêreld om my? Is dit van God af, 'n goddelike invloed? Of is dit my eie menslike invloed op dit wat ek dink? En dat ons sal terugkeer na dit toe. As ek jou 'n ander verhaal kan vertel, is dit Numeri hoofstuk 20, wat jy kan gaan lees. Moses en Aaron. Dit maak nie saak wie jy is nie. As jy buite die wil van God optree, kan hy jou nie verder gebruik nie. Ja, God is genadig. Toe Moses die kliptablette stukkend gooi uit sy woede uit vir die volk, was God hom genadig. Amen. Hy was genadig. Hy het hom vergewe. Arme Moses moes maar weer die berg opklim. As jou straf Moses klim, papi, is nou maar weer sit. Moses moes maar weer uitklim, maar God was hom genadig geweest, omdat hy uit frustrasie en woede uit die kliptafels stukkend gegooi het. Nou kom hulle op 'n plek waar hulle weer dors is. Die volk is dors. En hulle kom en hulle praat met Moses en hulle sê, ons is dors. En die Here sê vir hulle, dat ek daar uitkom. En die Here, as ons gaan na Numeri hoofstuk 20 toe, jy kan dit neerskryf, jy kan soontoe blaai, Numeri hoofstuk 20 vers 7. Hulle kom in hierdie scenario in die woestyn waar die volk dors is en nou soek hulle water. En Moses gaan na die Here toe en die Here sê vir Moses die volgende ding. Numeri hoofstuk 20 vers 7. En die Here het met Moses gespreek en gesê. Die Here wil met jou praat, hy wil jou lei, hy wil vir jou sê hoe jy kan optree, hoe jy moet optree, wat jy moet doen in die omstandighede. Hy wil by jou wees. Ons dien nie 'n God wat sy rug draai van jou af nie. Ons sien nie dat hy vir Moses gesê het, wel Moses, hierdie volk is ondankbaar, sort jy hulle uit. God kom na Moses toe en hy kom ook so na jou en na my toe en hy spreek, maar is ons attent op dit wat hy met ons spreek in die oomblik? Slaan ons ag op sy stem? Ek wil vandag vir jou sê, dat dit is belangrik om met 'n notaboek te gaan loop. Ek sê nou die dag vir my vrou, sê ek die volgende ding. Ek sê vir haar, weet jy wat, dis dalk nodig om net met 'n notaboek langs jou bed te slaap. Of jou selfoon se notes. Want ek wil vir jou sê, ek het al hoeveel keer wakker geword dat God met my praat. In my slaap. En dan dink ek, yes, hierdie is van die Here af, dit kan net van die Here af wees. Ek sal dit môreoggend neerskryf. Môreoggend het ek vergeet wat hy gesê het. Hoekom moet God aanhou met my praat? As ek nie in die oomblik kan agslaan op dit wat hy vir my sê nie. Ons wonder dalk baie keer, hoekom kry ons nie die deurbrake wat ons soek in ons lewe nie? Luister ons na die stem van die Here? Is ons gehoorsaam aan die stem van die Here? Want God soek jou gehoorsaamheid en my gehoorsaamheid. Die Here kom na Moses toe en hy het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bymekaar kom. Jy en jou broer Aaron en spreek julle die rots voor hulle oë. Wat moet hulle met die rots doen? Praat. Spreek met die rots voor hulle oë. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom. En hy het vir hulle gesê, hoor tog, julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Is dit wat God eerstens vir hulle gesê het, om te sê? Nee.
Want nou maak jy die saak oor jou. Jou frustrasies. En ouens, as ons praat en ons doen goed uit ons frustrasies uit, dan brand ons vingers. Hoor my vandag baie mooi. God het ons geroep om rustig en kalm te doen dit wat hy vir ons gee om te doen. Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met die staf. En daar het baie water uitgekom, maar is die duurste water wat die volk ooit gedrink het. Sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Julle het my nie geheilig in die oomblik toe ek vir julle gesê het om dit te doen nie. Saul, jy het my woord nie waardig geag in die oomblik toe dit na jou toe gekom het nie. Moses, jy het my woord nie waardig geag die oomblik toe dit na jou toe gekom het nie. Omdat julle nie in my geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Daarom sal julle hierdie hele vergadering nie in die land inbring, wat ek aan julle gegee het nie. Dis so goed om die see te ruik, maar jy kan nie by hom uitkom nie. Omdat jy ongehoorsaam was aan my stem. Rooghuis. Hierdie is nie 'n woord om op my en jou tone te trap nie, maar dien as waarskuwing en as riglyn. Dat hierdie huis sal altyd 'n huis is wat die stem van die Here gehoorsaam en doen wat die stem van die Here sê en nie van mense nie. Want ek is eerlik met jou vandag as ek vir jou wil sê, ek wil nie die pad stap wat 'n Saul en 'n Moses en 'n Aaron moes stap nie. En ek wil jou nie sien dieselfde pad stap as wat 'n Moses, 'n Aaron en 'n Saul gestap het nie. Maar ek wil hê hierdie is 'n huis wat sal optree en gehoorsaam dit wat God vir hulle sê en gee om te doen, al lyk dit asof dit vir hulle alles gaan kos. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat ja, ek wil jou hierdie gedeelte lees, ja, hulle het alles verloor. Hulle het alles verloor. Maar ek wil jou vandag vertel van 'n man, wat alles gewen het, op grond van sy gehoorsaamheid, al sou dit hom sy mees kosbare dinge in hierdie lewe gekos het. Abraham, ons vader, ons geloofsvader, wag op die belofte van 'n kind. En toe Isak gebore is, kom God na Abraham toe en hy sê, Abraham, vat jou seun en gaan offer hom. Dit maak nie sin nie. Maar omdat God dit gesê het vir Abraham, het Abraham opgetree op grond van God se woord. Vers 2, Genesis hoofstuk 22, lees ons hierdie gedeelte. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste. Abraham het nie baie kinders gehad nie, die belofte het nou net in werking gekom. Hier is sy seun, waarvoor hy so lank gewag het. Ek luister gister die liedjie van Jan de Wet, ons nou terugry van Potchefstroom, sê Abraham was baie oud, sy bene was al krom. Hy het lank gewag vir die belofte.
God kom en hy sê, neem jou seun, jou enigste wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer, en offer hom daar as 'n brandoffer op, een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars, en sy seun Isak. Hy het nie sy beste ram saamgevat nie, hy het nie sy beste bees saamgevat, vir ingeval God sê, offer hierdie ding eerder in plaas van jou seun nie. Hy het sy seun gevat. Saam met hom geneem, en hy het hout gekloof, hy het die hout gekloof, yes. Kloof die hout waarmee hy sy seun gaan offer. En opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het, en op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en hy sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid. En nou as ek hierdie gedeelte lees, 'n lewe van gehoorsaamheid is 'n lewe van aanbidding. 'n lewe van aanbidding, kan ek dit anders omstel, dalk maak dit vir jou meer sin. 'n lewe van aanbidding is 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se woord. Om te gaan doen, al sien jy nie die uitkoms nie. Al maak dit nie vir jou sin nie. Hy sit sy seun op hierdie altaar, en in Abraham se hart is sy seun geoffer. En net voor hy, sê hy, moenie jou hand na jou seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek. God praat met Abraham hierso. Hy sê, want nou weet ek, dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, nie van my teruggehou het nie. En Abraham het sy oë op, en toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens die ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Want jy sien, wanneer ek en jy optree in gehoorsaamheid van God, maak nie saak wat die omstandighede is in jou lewe nie, die Here sal voorsien. Wat God vir Saul wou sê is, doen jy net wat ek vir jou sê om te doen, ek sal voorsien. Moses, praat net met die rots. Julle is nog steeds op pad, praat net met die rots. Vat jou staf, kry die volk bymekaar, praat met die rots, daar sal water uitkom. Maar weens ongehoorsaamheid in die oomblik, mis hulle alles. Abraham kon ook 'n oomblik gemis het, toe hy sy seun offer. Maar God sê, nou weet ek, dat ek jou hart het. Toe roep die engel van die Here, vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af, vers 15, gaan lees hierdie gedeelte, en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem, en jou nageslag sal al die nasies van die, en uit jou nageslag, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Ek wil jou vandag aanmoedig. Dis ver beter om na die stem van God te luister en dit voluit te vat, as wat jy na sy stem luister en jou agterend eintlik maar daarin afvee.
en nog steeds doen wat jy dink beter is. Rooghuis, kom ons ontwikkel 'n sensitiewe oor vir die stem van God en kom ons tree op dit wat hy sê. Moenie optree op grond van dit wat ander vir jou sê nie, maar op grond van dit wat God vir jou sê, vir jou gesin sê, vir jou huis sê. Want wanneer ons na die stem van God luister, sal ons meer as oorwinnaars wees. Ons sal geseënd wees. Ons het laas Sondag of die vorige Sondag gesing, wat sê, geseënd sal ek wees in die stad. Geseënd sal ek wees in die veld. God se hart is om te seën. Die vraag vandag is jou hart om gehoorsaam te wees en myne? Kom ons oordink hierdie woord. 'n Huis wat sy heel beste vir God en mense gee. As ons praat van gesonde mense en leiers, eg in hulle geloof en ernstig in hulle verhouding met God, dan sal gehoorsaamheid die hoogste prioriteit in jou lewe trek aan God se woord. Om gehoorsaam te wees aan sy stem. Want die hele wêreld baat, soos wat ons uit Abraham gelees het, in jou is al die nasies gewat? Geseën. Omdat jy na die stem van God geluister het. Kom ons luister. Kom sluit ons oë. Vader, ons wil u stem gehoorsaam. Here, ons wil nie soos 'n Saul en 'n Moses en 'n Aaron, Here, ek kyk nie neer op hulle nie. Maar Here, ek wil nie op 'n plek kom waar u my nie meer verder kan gebruik en u elkeen van ons wat vandag hier sit nie verder kan gebruik weens ons ongehoorsaamheid nie. So Here, eerstens kom ek vandag en ek kom vra u genade, dat as ons ongehoorsaam was, Here, dat u ons sal vergewe. En Here, dat u ons sal kom deurgrond, Heilige Gees. En ons kom wys, kom toets ons, kom wys ons, waar ons moet verbeter. En Here, dat ons die transformasie in ons lewens sal aanpak om u stem te gehoorsaam bo alles. Sodat ons 'n impak kan maak, sodat nasies in ons geseën sal wees. Oor ons gehoorsaamheid aan u. Gebruik ons tot eer en tot verheerliking van u wonderlike naam. U is ons God, soos Dawid dit so mooi geskryf het, die Here is my herder. En vandag verklaar ek dat hierdie huis na die stem van sy herder sal luister, al gaan ons deur 'n dal van doodskare weer, sal ons geen onheil vrees nie. Sal ons nie benoude spronge begin maak nie, want Here, u lei ons. U dra ons en u bewaar ons en op u woord sal ons optree. Seën een en elkeen wat volgende hier voor my sit. Gesinne, seën hulle. Elke man, vrou en kind. Dat hulle sout en lig vir hierdie aarde sal wees. En dat hulle verskil sal maak tot eer en tot verheerliking van u naam. En ons as hy sê almal, amen. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan.